Goeiedag, dit is 'n groot voorreg om die gedagte met elkeen te kan deel. Vandag se gedagte, die 3 belangrikste eenhede in 'n Christen se lewe. As ons bak, is daar 3 belangrike bestanddele wat die basis vorm van 'n gebak altyd nodig is. Dit is meel, suiker, olie of botter. Die rede is omdat dit onderskeidelik tekstuur, struktuur, soetigheid, vog en rykheid na vore bring. Nou, hoekom is hierdie 3 bestanddele so belangrik? Ons kyk eers na meel. Meel verskaf die struktuur en lyf aan 'n gebakte produk. Meel is die ruggraat van byna elke gebakte item. As ons kyk na suiker, dit voeg soetigheid en vog by en dit help met die breinwording en die sagtheid van 'n gebak. Behalwe net soetheid beïnvloed suiker die algehele tekstuur en dra by tot die rykheid en die sagtheid van die gebak. As ons kyk na olie of botter, dit voeg geur en vog by en help met die rys van die gebak, wat ook 'n sagte tekstuur skep. Botter is 'n meer gewilde keuse, terwyl olie gebruik word vir 'n ander meer neutrale profiel. Olie en botter is natuurlik noodsaaklik vir die rykheid van 'n gebak. Nou kom die vraag, wat het dit met Christendom te maak? In ons daaglikse lewe het ons 3 baie belangrike eenhede nodig. Ons het God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees nodig. As ons kyk na God. God het hemel en aarde geskape, alles daarop. As ons kyk na die skepping, vanaf Genesis 1, sien ons duidelik die almag van God. God het 'n woord gespreek en dit het gebeur. Tot vandag toe sien ons God se almagtige hand. Deur ons oop te maak elke oggend is genade uit God se hand. God is dieselfde vandag, môre en in alle ewigheid. Soveel meel die struktuur verskaf vir 'n gebak, is God ons struktuur. As sy kinders, as dit nie vir God was nie, was ons nie vandag hier nie. As ons kyk na God se almag, sien ons in die volgende verse. God is ewige een. Ons lees dit in Jesaja 40 vers 28. God is almagtig. Ons lees dit in Genesis 1 vers 1. God is alwetend. Ons lees dit in Psalm 147 vers 5. God is volmaak. Ons lees dit in Psalm 18 vers 31. God het na ons uitgereik. Ons lees dit in Sefanja 3 vers 17. As ons kyk na Jesus. Jesus het vir ons sondes gesterf. Hy het pyn en lyding deurgegaan wat ons nooit sal kan begin om te verstaan nie. Hy het gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê. Jesus tree elke dag in by God vir ons. Hy het ons gekies om hom te volg. Soos wat 'n gebak suiker nodig het ons ook elke dag vir Jesus nodig. In 1 Korintiërs 1 vers 30 lees ons, Jesus is in ons. As ons kyk na die Heilige Gees, ons dink altyd dit moes
so wonderlik gewees het, om soos Jesus se disippels saam met hom te wandel, om met hom te praat, aan hom te raak. Maar al was Jesus die Seun van God, was hy op aarde in sy menslike natuur, en was hy in 'n sin beperk. Hy kon net op een plek op 'n slag wees. Jesus het gesê, sy volgelinge sou beter daaraan toe wees, nadat hy hulle verlaat en die Heilige Gees gestuur het om by hulle te wees. Die Heilige Gees wat in gelowiges woon, dien as 'n waarborg en verseëling vir die dag van verlossing. Die Heilige Gees help ons voortdurend. En ons lees dit in die volgende teksverse. Die Heilige Gees woon permanent in ons. Daarom kan die Heilige Gees altyd by ons wees. Ons lees dit in Johannes 14, vers 16 en 17. Die Heilige Gees maak ons soos Christus deur die vrug van die Gees in ons te kweek. Ons lees dit in Galasiërs 5, vers 22 en 23. Die Heilige Gees berei ons ook voor om in die liggaam van Christus te dien, deur die gawes van die Gees vir die bedieningswerk aan ons te skenk. Ons lees dit in 1 Korintiërs 12, vers 4 tot 27. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Ons lees dit in Johannes 16, vers 8. Om Jesus Christus se woord te verklaar en ons in die waarheid te lei, help die Heilige Gees ons mee. Ons lees dit in Johannes 16, vers 13 en 14. Die Heilige Gees streef vir ons in. Dit lees ons in Romeine 8, vers 26 en 27. Die Heilige Gees getuig oor Jesus en die waarheid van Jesus. Ons lees dit in Johannes 15, vers 26 en 27. Om ons te bemagtig om die evangelie te verkondig, help die Heilige Gees ons mee. En ons lees dit in Handelinge 1, vers 8. In 'n neutedop is die Heilige Gees ons krag en leidsman wat ons lei om as Christene te lewe. Ons lees in Johannes 16, vers 17 tot 15. Die Heilige Gees help ons voortdurend. Ek sluit af. God bied homself as 'n harmonieuse eenheid vir ons aan. Jesus het die harmonie tussen die persone van die drie eenheid as volg beskryf. Hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ons lees dit in Johannes 16, vers 14 en 15. God die Vader, die Seun en God die Heilige Gees staan in 'n volmaakte verhouding tot mekaar. Hulle is met mekaar verbonde. Hulle deel in alles en werk as 'n eenheid saam. Die drie in een God gee vir ons 'n konsekwente boodskap en opdrag. In God vind ons volmaakte eenheid en onwankelbare waarheid. Net soos wat enige gebak nie sal slaag as slegs een van die drie belangrike bestanddele uitgelaat word nie, kan ons as Christene ook nie in ons daaglikse lewe sonder een van die drie eenheid lewe nie. Ons het elke dag God die Vader,
God die Seun en die Heilige Gees nodig. Mag God, Jesus en die Heilige Gees ons elke dag lei, waar ons ook al sal gaan, in al ons omstandighede, in al ons keuses wat ons sal moet maak. En kom ons stel onsself oop om ontvanklik te wees vir hulle leiding, vir hulle hulp. Amen.